die getroue skoondogter. Een van die mooiste verhale wat nog ooit vertel is, het plaasgevind in daardie donkere en droewige tyd toe Israel deur die rigters regeer is. Dit gaan oor dit, 'n meisietjie uit die Moabiete geswewer vyand van Israel. Ek dink dat sy as kind net slegte dinge van Israeliete gehoor het. En sy sou miskien nooit van hulle gehou het as dit nie was dat sy Naomi leer ken het nie. Naomi was die ma van 2 seuns wat omtrent so oud soos Rut was. Die een se naam was Maglon en die ander Chilion. Hulle pa se naam was Elimelech. En die 4 van hulle het uit Bethlehem na Moab getrek, omdat er hongersnood in hulle eie land was. Na die dood van Elimelech het Rut en Maglon verlief geraak en getrou. En Orpa, 'n vriendin van Rut, het met Chilion getrou. Die 5 van hulle was baie gelukkig, want Naomi was die beste skoonma wat enige meisie kon hoop om te hê. Sy het haar skoondogters baie lief gehad, en hulle het haar net so lief gehad. Sy was 'n godsvreesende vrou en was seker baie jammer toe haar seuns met heidenisse meisies trou, maar sy het besluit om hulle te leer om die God van Israel lief te hê. Sy het elke kans gebruik om hulle van die liefde van God te vertel, soos sy dit lank tevore by haar ouers gehoor het. Hoe hy die aarde in die begin geskape het om vir die mens 'n pragtige blyplek te wees. Hoe Adam en Eva gesondig het en hulle tuinwoning verloor het, en van God se planne om dit eendag aan hulle terug te gee. Sy het hulle ook vertel van die sonvloed en die verlossing van Noag en sy gesin in die ark, want God se beloftes aan Abraham, die donker dae in Egipte, die groot verlossing in die dae van Moses en alles wat God daarna vir sy volk gedoen het. Rut en Orpa het graag geluister na Naomi se vertelling en veral as sy vertel het van die wonderlike dinge wat God nog in die toekoms vir Israel sou doen. Sy het miskien gesê dat die saad van die vrou eendag deur die toedoen van 'n mooi meisie die slang se kop sou vermorsel. 10 jaar het verbygegaan, toe oor van moeilikheid en groot verdriet hulle. Eers sterf Maglon en toe Chilion. Die verdriet in daardie gesin was seker hartverskeurend, want Naomi, Rut en Orpa het saam gehuil oor die verlies van hulle geliefdes. Die arme vrouens. Dit was seker swaar vir hulle om in die goedheid van God te glo, maar hulle het. Die dapper Naomi het besluit om terug te gaan na haar ou tuiste in Bethlehem, en die 2 meisies het gesê dat hulle saam met haar sou gaan.